Ons is hierso by die Voortrekker Monument waar die nasionale saamtrek plaasvind van die Afrikaanse volkssang en volksspele beweging en hierso het ek vir meneer Hannes Neet ook raak geloop. Hannes is maar altyd lekker om hier tussen ons mense te wees. Hulle is so singend, werkend en spelend. Ja, wat 'n wonderlike vreugde en 'n voorreg. Ek het my laatlam wat vandag weer hier saam speel. Sy is baie lief vir die volksspele en sy eintlik die hele week al wat sy nie kon wag vir die saamtrek vandag nie. Ek dink is omdat daar so baie kultuur en vrolikheid daarmee saamgaan. Is eintlik mense dink baie keer dat die volksspele is vir die ouer mense, maar my kind is nou 'n laatlam in graad 9 en sy geniet elke oomblik daarvan want die kultuuroordrag wat jy met so 'n dag kry is net geweldig. Ek meen hier sit ons met mense van reg oor die land en hulle kom volksspele en hulle kom volkssang en hulle kom dele kultuur waarmee hulle vorentoe gaan. Dis wonderlik. Ek dink die volksspele het iets wat van 'n uitdaging in die sin dat hulle moet weet om die mense bymekaar te kan kry om 20, 30, 50 mense in hulle laar soos hulle dit noem bymekaar te kan kry kan soms 'n bietjie uitdaging wees. Hoe dink jy speel die ekonomie 'n rol en hoe kan ons dit oorkom dat ons steeds ten spyte van al die moeilikhede nog steeds kan voortgaan om ons kultuur uit te leef op sulke maniere soos die? Kijk, die volksspele is eintlik 'n baie mooi storie as 'n mens dink dat dit steeds bestaan en bly bestaan ongeag baie uitdagings. As jy kyk hoeveel kultuurorganisasies en omgewings en groepe het die afgelope 30 jaar regtig net tot niet gegaan, admireer ek dat hierdie mense bly voortbestaan en vorentoe gaan en vorentoe droom. En ek dink die een belangrike ding wat mense moet sê is hulle moenie ophou nie. En die tweede een is dat hulle moet aanhou met dit wat as uitdagings beleef word. Nou volksspele word nie meer eintlik regtig by skole gedoen nie. Dis nie meer binne kleiner gemeenskappies nie. Mense gaan nie meer maklik uit in die aande nie. En daarom is dit eintlik as jy hierdie klomp spelers sien, 'n klomp bittereinders wat deurdruk en sê ongeag aandspelers, ons gaan aan, ongeag baie afstande, lang afstande. En ek dink hulle moet net aanhou om dit te doen. Dis die eerste belangrike ding. En die tweede een is die energie en die mooi van volksspele moet weer oorgedra word na 'n volgende geslag. Ek dink daar's baie keer die persepsie dat mense dink maar al hierdie goed is tot niet en vandag is dit teen bewys daarvan dat dit is nie. Dit is eintlik regtig nog aktief en aan die gang. Wat wel gebeur is mense sukkel om met groepies bymekaar te kom. Daar's baie, hulle kompeteer met baie ander dinge vandag wat in die aande hulle tyd steel. Dat mense moet weer die waarde besef van die impak van iets soos volksspele op jou menswees. En dit is 'n belangrike taak wat vir ons almal voorlê. Ja, ons het byvoorbeeld self met die kinders gesien dat die huidige skole, die skoolstelsels, dan praat ek nou eintlik van die staatskole tot sekere skole hou die kinders so besig dat dit maak dit so moeilik om hulle amper half so 'n bietjie in die kultuuraksies, kultuuraktiwiteite ook betrokke te kry. So daar is maar 'n probleem rondom daai leefwyse, leefstyl wat ons het daar buitekant, maar nog steeds is soos jy sê, ons hoop hierdie ouens hou nie op nie. Hier agter ons is hulle nou besig om sulke liedjies te sing. Wat noem mense? Hulle speel maar gewone liedjies en dan daarna gaan hulle weer die volgende sessie voortsit. Ja, so met ander woorde, hierdie sang is eintlik 'n belangrike ding want by die volksspele weet ons dat terwyl hulle besig om te speel, sing hulle ook voluit. So belangrik dat hulle ook hulle is eintlik 'n singende groep, 'n singende kultuurgroep en selfs wanneer hulle na 'n breek weer bymekaar kom soos hierdie, dan sing hulle. En daardie sang is 'n belangrike deel van kultuuroordrag want dit getuig so 'n bietjie van die energie en die geestere waarmee hulle dit doen. En ek dink wat mense moet aanvaar is mense moet mekaar sê elkeen wat hier is wil hier wees en elkeen wat hier is verstaan wat hulle doen. En jy sal sien is eintlik 'n borrelende energie. Mense is eintlik opgewonde oor die energie wat by hierdie groepe mense is van baie jonk tot baie oud. Miskien ook nie die opmerking maak dat een van die mooi dinge van volksspele is die generasiegapings wat jy oorbrug. Dat jy jeug en jong jeug en ouer mense en baie ou mense koppel en daai generasieoorbrugging is baie belangrik want ons leef in 'n tyd waar mense baie groot generasiegapings het en myns insiens is een van die mooiste en edelste maniere om dit te oortref is juist deur die volksspele. En daarmee kan ons eintlik afsluit en sê kom ons wees 'n volk, kom ons speel as 'n volk en ons is net aktief betrokke. 'n Laaste woord vir ons mense, vir ons kykers. Ja, ons het soveel swaar om ons en soveel dinge wat mense bedruk maak en mense is soveel keer sigtend op soek na hoop. Miskien moet ons gewoon net betrokke raak by die goed wat daar is soos volksspele wat eintlik 'n spontane hoop gee in die dag tot dag bestaan. Hannes, baie dankie.